Baie welkom by ons YouTube erediens. Het is lekker om jou te ontvang. Lekker om saam met jou na die woord van die Here te luister. En my gebed is dat die Here regtig vir jou sal seën. Gelyktydig met hierdie YouTube erediens is ons natuurlik ook in die kerk besig met die erediens. 50 mense, Liesel en Marlijn het baie moeite gedoen hierdie week om alles reg te kry. Albert het verwerking van Psalm 91 vir ons voorberei. Els en Nelson gaan 'n lied sing. So die wiele begin rol dat ons fisies in die kerk kan wees. Soos wat die vlakke afgaan en ons meer toegelaat word, sal ons natuurlik daarby hou. Ons het volgende week nagmaal, 30 Augustus. Op YouTube kan jy solank as jy volgende week kyk, vir jou druiwesap en wyn bymekaar kry saam met brood. En dan gaan ons dit saam instel volgende week. En natuurlik volgende week by die kerk sal ons ook vir die eerste keer nagmaal, fisiese nagmaal saam hou. Daar gaan miskien ook 'n doopgeleentheid wees. En ons sal dit op 'n veilige manier doen, al twee handelinge. Maar dit is wonderlik om te kan sien dat ons nou in daai rigting begin beweeg. Verjaarsdag, baie geluk vir Shamaine Silje, Nick Jansen van Rensburg, wat vandag verjaar. Mag die Here regtig vir julle seën. En vir al die ander mense wat verjaar, dit is op die skerm nou en bel mekaar, mense mekaar geluk deur die week. Kermis, ons het Vrydag kermis gehou, klein kermis, Indry Padkafee, 87 hamburgers en chips verkoop. Baie dank aan Esme Dorfling en Karen Becker wat vir ons daar voorgevat het. Ons volgende Indry Padkafee is 4 September en ons het ook nou gereël dat daar kontant inbetaal kan word. Woensdae sal ons tussen 9 en 10 daar wees, Marlijn sal dit ontvang. So die 2 September kan julle vir die 4de kan julle die geld kom inbetaal as julle kontant wil betaal. En die 4 September is dit Jaffles en pannekoek, R20 en R5 onderskeidelik. Marlene Silje het ook begin met 'n loting vir wyn, ook alles gemik op die kermis. Inligting is op die skerm en jy kan solank daarvoor ook kaartjies kry. Ons bid steeds vir mense wat onder behandeling is vir siektes en natuurlik ook mense wat veg in die voorste linies teenoor die virus. Mag die Here regtig vir julle almal seën. Behoeftes, ons het nog steeds natuurlik die probleem van kos en klere. En ons kosvoorsiening gaan nog steeds aan. By Total kan julle kos inhandig. En ook by die spreekkamer, Elsa se spreekkamer, Cecile by Derde Laan. Want kos is regtig waar 'n groot probleem. Ons het baie punte en ons vra dat julle daarvoor sal bydra. En natuurlik klere kan nog steeds afgelaai word by Jaco en Annemarie Barnard by 6 Bokdorstraat. Bydraes vir die noodfonds is natuurlik ook nog steeds welkom. En soos julle weet, ons skakel in by die laerskool kategese of vir die laerskool kategese by Hoogland se reeks Lofkabouters. En vandag is dit H vir hemel. En Dominee Pieter Nel gaan op reis om na die hemel te soek. Julle moet nie dit mis nie. En daar's 'n lekker saam sing aan ons gaan hemel toe. Die liedjie van wat geskryf is daar rondom die hemel, Jan de Wet. En dan gebruik jy 10 minute aanbieding vir gesprek met jou kinders en geniet dit sommer net om te dink oor wat die hemel vir ons beteken. Ons informele erediens vanaand, Pals, gaan oor die tema van gesag, wat nogal 'n bietjie aansluit by vanoggend se tema van waar ek gaan gesels oor wetteloosheid onder andere. En Wimke Jurgens gaan dit hanteer. Hy vra eintlik die vraag, hoe volg ons gesag as wet en orde oor die algemeen begin verdwyn? En hoe vul ons belastingvorms in, as ons weet dat 'n groot deel van ons belastinggeld in korrupte hande kan beland? En hoe respekteer ons onderwysers, as ons hulle swakpunte en hulle sterkpunte kan raak sien? As week 5 van my fokus op Paulus se lewe, tot en met Advent, lees ons dit saam. Hierdie week is dit die Bybelstudieboek, jy kan die Bybelstudieboek aflaai, maar hierdie week is dit 2 Tessalonisense, die tweede brief wat Paulus geskryf het. En die tema wat ek vandag gaan aanspreek is afdraaipaaie uit 2 Tessalonisense. Julle is welkom om dit hierdie week in stilte tyd of in klein groepe om dit te lees en ook die vrae daaroor te kan beantwoord. Teken sommer nou in by die YouTube kanaal. As jy rooi subscribe knoppie, kan natuurlik notifications ook aansit, sodat jy almekaar ons kan boodskappe kry wanneer ons dienste is. En onthou die kleiner formaat video en ook die klankbaan wat ek altyd beskikbaar stel, dis op ons webtuiste NG Kerk Somerstrand.co.za. En as in die nuusbrief, teken in daarvoor as jy nog nie daarvoor ingeteken het nie. En dieselfde geld ook Facebook, wat ons 4 blaaie het, Instagram, waar Pals is, op al die plekke kan jy hierdie skakels kry.
Ek wil jou groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En soos wat Paulus dit skryf vir Tessalonisense, sê hy, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Dit is weer kindertyd. Ons gee vir Jaco Barnard nog 'n Sondag blaaskans. Ek hanteer dit vanoggend. Al die kinders kan nou nader skuif, groot mense ook. Ek wil met julle gesels oor klaskapteins. Is dit lekker om 'n klaskaptein te wees? Hou jy daarvan? Of as jy nog nie een was, sal jy graag 'n klaskaptein wil wees? Ek wil vandag vir julle 'n video wys van oom Sieg en Sakkie. En hulle gaan vertel van die keer toe Sakkie 'n klaskaptein was. Sakkie, ek sien jy het 'n klaskapteinband daar om jou lyf. Is jy klaskaptein vir hierdie week? Ja, ek is hierdie week klaskaptein en ek wil nie wag vir die skool om te begin nie. So jy lyk omtrent opgewonde daaroor. Ja, maar daar's 'n rede. Wat is die rede daarvoor, Sakkie? Nee, daar's 'n maatjie by die skool wat my altyd terg en dit maak my baie kwaad. En nou gaan ek hom terugkry en vir juffrou sê hy staan nie in die ry nie en ek gaan vir juffrou sê hy praat in die klas. O, klink maar jy het allerlei planne. Hoekom is jy so kwaad vir die ouetjie? Nee, hy spot. Hy sê vir my, Sakkie boere dans. Ek kan dink dat dit vir jou sommer lekker kwaad maak, né? Ja, ek word baie kwaad en nou gaan hy sien wat gaan ek doen. Sjoe. Sê gou vir my, wat sê jou juffrou, wat moet die klaskaptein doen? Waaroor gaan dit? Sy sê, dit gaan nou om die klas te lei en dit beteken dat ons vir mekaar moet help dat dinge reg gebeur in die klas en dat ons vir juffrou kan luister. Goed so, en hoe pas dit wat jy nou doen met jou maatjie, as jy nou gaan spesiaal vir hom gaan terugkry, hoe pas dit in by wat die juffrou gesê het? Ek dink nie eintlik dit pas nie. Maar goed, so as dit nie pas nie, dan dink jy daar's 'n ander manier waarop jy 'n plan kan maak met die maatjie van jou wat jou gespot het. Ja, ek dink eintlik nou, dis nie 'n goeie idee om my klaskaptein wees te gebruik om hom terug te kry nie. Maar ons moet nog steeds met hom gaan praat, okay? Goed, Sakkie, ek dink ons kan daai plan bietjie gaan maak wat jy vir hom kan gaan sê en wat jy kan doen. Maar wat is vir jou belangrik daarvan as jy nou klaskaptein is? Ja, ek dink dit gaan beter wees as ek liewer die klas help en vir juffrou help en dit help nie ek raak nou net vies vir hom en dan wil ek nou net baas wees en hom terugkry nie. Maar jy gaan my help, né? Ek sê vir jou help, Sakkie, dis reg. Okay, baie dankie. Dan gaan ek nou gereed maak vir skool. Totsiens. Baie, Sakkie. Het dit al met jou gebeur? Jy is so vies vir 'n maatjie dat jy hom wil terugkry op enige manier? Ja, nee. 'n Sakkie het geleer dat dit nie goed werk nie, dat nie 'n goeie ding is nie. Dat ons eerder met mekaar moet praat totdat die saak weer reg is. Paulus skryf hieroor in 2 Tessalonisense vers 13 tot 16: moet nooit moeg word om goeie dinge te doen vir ander mense nie. Bly weg van mense in die kerk wat nie doen wat ek sê nie. Dalk maak dit hulle skaam. Dan begin hulle weer luister na die Here. Moenie lelik wees met hulle nie. Onthou, hulle is deel van God se familie. Gaan praat eers mooi met hulle. Vra vir hulle om na die Here te luister. En onthou, die Here is glad nie meer kwaad vir ons oor die lelike dinge wat ons gedoen het nie. Mag julle dit elke dag weet. Sien, Paulus wil hê ons moet vir ander mense moet ons hanteer soos wat God vir ons gehanteer het. Ons het baie lelike dinge gedoen en die Here het ons almal vergewe. So moet ons ook die mense wat teen ons sondig, wat dinge wat doen wat verkeerd is, moet ons vir hulle vergewe. Dis wat God van ons verwag, omdat hy vir ons liefhet en vir ons vergewe, moet ons ander mense lief hê en hulle vergewe. Kom ons bid daarvoor. Dankie Here Jesus dat U my vergewe het. Dankie dat U nie meer kwaad is vir die lelike dinge wat ek gedoen het nie.
Ek wil ook nou die maats wat lelike dinge vergewe en bid vir hulle en hulle help om na u te luister. Terwyl ek ook self versigtig is om nie dieselfde slegte dinge te doen nie. Amen. Kom ons sing nou van ons verlossing en die vergifnis wat die Here vir ons gee.
Ek onthou die eerste keer dat ek in Amerika was vir 'n leierskapskonferensie. 'n Groentjie met reis, motorbespreek hier in Suid-Afrika en staan daar buite die lughawe gebou in Chicago en weet nie presies waartoe ek moet gaan nie. Drentel so 'n bietjie rond totdat iemand daar na my toe kom en sê, maar what are you looking for, sir? En uiteindelik is ek op 'n bus wat my vat na die huurmotor area. Kry daar 'n kar, 'n lekker Ford Mustang, so 'n gele en 'n GPS en met die vrou se stem in my ore ry ek daar uit aan die heeltemal verkeerde kant van die pad, soos wat julle goed weet wat in Amerika al was. Mense, linksdraai is nie maklik in Amerika nie, want jy moet ons nou verbygaan en dan draai as dit nou 'n twee rigting is, dubbelbane is. En dis moeilik om nie links te draai die eerste nie, maar om 'n entjie te wag en dan links te draai. Maar nou luister ek vir die vroue stem wat nou vir my so begelei uit die middestad uit, links en regs, en ek die koördinasie sukkel, maar ek kry dit dan so min of meer reg. En op 'n punt is ek op die pad nou na Lake Zurich, die plek waar ek nou sou slaap die aand. En ek kom by 'n kruising waar daar 'n hele paar paaie is en die vrou sê slide right. Maar ek verstaan nie mooi presies wat sy nou bedoel met slide right en hoe dit nou met die prentjie hier voor my verband hou nie. En ek besluit ek gaan nou net niks doen nie. Ek ry net aan. En in die oomblik toe ek dit doen natuurlik kom ek agter die GPS begin recalculate en ek besef ek is op 'n afdraaipad. Gelukkig het dit nog nie te lank geneem en ek kon 'n ander pad kry en uiteindelik het ek by my gasheer aangekom en kon ek met rustigheid daarom die aand gaan slaap. Maar dit het my geleer dat 'n mens baie goed na die instruksies moet luister. Dat jy ook 'n vermoë moet ontwikkel om die instruksie en dit wat prakties hier by jou nodig is om te doen, om dit met mekaar te verbind. En nou mens leer dit net deur ervaring en so algaande het ek al hoe minder foute gemaak en myself kon behelp. Nou verlede week het ons gesels oor die ewige lewe en ons reis daarna toe. My tema was hoopvol op pad. Dis waaroor die eerste brief aan die Tessalonisense gaan. Dit gaan oor die rol van die huwelik en wat werk en natuurlik ook die verwagting vir die wederkoms daarin speel. Nou vandag wil ek gesels oor afdraaipaaie. Ding wat ons van die pad af kan neem. Eerste brief het al daarin geraak, want natuurlik, as jy die huwelik nie hoog ag nie, maar jy oorgee aan onsedelikheid, dan sal jou keuses vir jou ook 'n afdraaipad raak. Onsedelikheid is per definisie 'n afdraaipad van die pad na die hemel toe. En as jy dink dat jy kan op 'n werk, op ander sal kanteer, dan is jy ook besig om 'n afdraaipad te vat. Want luiheid is 'n afdraaipad. Maar daar is meer. En dis waaroor hierdie tweede brief van Paulus aan die Tessalonisense gaan. Paulus skryf hier in veral die eerste hoofstuk oor die effek wat verdrukking en vervolging op jou geestelike lewe kan hê. Maar dit kan jou ook van die pad afneem. Dit kan jou verlei, dit kan jou versoek om liefs nie te praat oor jou geloof nie, om liefs nie uit te kom vir wat jy glo nie, of om wraak te neem op die mense wat jou verdruk of die mense wat jou vervolg. En wanneer jy begin om jou te wreek of jy begin om weg te steek, dan is jy op 'n afdraaipad. Dan is jy nie meer besig om te volhard op pad na die ewige lewe toe nie. En Paulus praat in die tweede hoofstuk ook van die gevaar van die verdraaiing van die waarheid. En hy praat van die wettelose en van die wetteloosheid wat 'n afdraaipad vir jou kan raak, waar jy 'n ideologie begin aanhang wat nie strook met die waarheid van die skrif nie, en dan op 'n afdraaipad raak, en uiteindelik benadeel dit jou getuienis, kan dit selfs ruïneer, en dit stel ook jou lewe en jou volharding op pad na die ewige lewe, stel dit in gevaar. En dis die twee groot versoekings waaroor Paulus in die tweede brief aan die Tessalonisense skryf. As jy skrik vir vervolging en verdrukking, dan kan jy verlei word om of wraak te neem of om jou geloof weg te steek. En as daar 'n verdraaiing van die waarheid is, veral wanneer dit ideologiese redes is, dan kan jy baie maklik val daarvoor, omdat jy besef dat as jy vir die waarheid staan, dan gaan jy teestand hê en dan gaan dit vir jou stryd kos. So as jy nie koers hou nie, dan gaan jy op 'n afdraaipad beland, die afdraaipad van om jou geloof weg te steek
om die waarheid te verdoesel, om net in die privaatheid te glo wat jy glo. En Paulus sal nou in die 3de hoofstuk ook nog 'n bietjie gesels oor werk weer, en dan ook oor die wederkoms, meer spesifiek oor hoe die wederkoms plaasvind, maar ek gaan vandag nou nie daaraan aandag gee nie. As die hart van wat ek vandag met jou wil deel. Want Paulus wil jou help om koers te hou na die ewige lewe. Dit is die doel van ons lewe, dis waarvoor ons leef, dis waarvoor die Here Jesus na die aarde toe gekom het, dis waarom hy jou verlos het, is om jou voete op hierdie pad te sit, sodat jy by die ewige lewe kan aankom. En in 'n sekere sin natuurlik, soos ek laas week gesê het ons reeds die ewige lewe, want as ons God ken, het ons al reeds die ewige lewe, maar daar is 'n volle openbaring daarvan, wat eers aan die einde van die tyd kom, wanneer ons die ewige lewe sal betree, en vir ewig saam met God sal lewe. Nou, eerstens oor vervolging en verdrukking. Paulus is dankbaar, so lees 'n mens nou in die 1ste hoofstuk, van die wonderlike getuienis wat daar van die Tessalonisense uitgaan. Hulle geloof en hulle liefde neem sterk toe. Die woordjie wat daar gebruik word sê, dit is so supergroei. Hulle is regtig waar, dit is ongelooflik wat gebeur met hulle. Mense praat oor dat hulle in geloof en liefde groei. Hulle is soos heroes in terme van die wyse waarop hulle glo en die wyse waarop hulle liefhet. En hulle doen dit ten spyte van verdrukking en vervolging, sê Paulus. En Paulus dank die Here daarvoor. Hy praat met trots oor hulle, hy is opgewonde oor hulle, hy gebruik hulle as 'n voorbeeld vir ander mense, sodat hulle ook kan volhard, al is daar verdrukking of vervolging. Maar dan spreek hy aan, en hy moedig hulle aan om te volhard op hierdie pad wat hulle ingeslaan het, om nie te verswak nie, om nie die afdraaipad van of wraak, of om 'n wegsteek van geloof te neem nie. En nou moet 'n mens verstaan, die uitdaging wat hulle gehad het, was dat die Jode hulle aangevat het, oor die feit dat hulle in die Messias glo, asof hy reeds gekom het. Want die Jode het nie aanvaar dat Jesus reeds gekom het, hulle het 'n toekomstige Messias nog verwag. En die Jode was nie maar sommer siekie in hulle teestand nie. Die Jode het hulle regtig waar op allerlei maniere vervolg. Het hulle uitgegooi die sinagoges, so hulle mag nie meer deel van die gemeenskap gewees het nie. Hulle het hulle aangekla by die owerhede, en vir hulle aangekla dat hulle ateïste is. Kan jy nou glo? En gesê dat hulle glo nie in die Joodse, in die Romeinse en Griekse gode nie. So asof die Jode daar geglo. Maar dis die maniere waarop hulle bygekom is. En teenoor hierdie vervolging en hierdie verdrukking van die Jode se kant af, moes die gelowiges van Thessalonika vasstaan in die geloof. Moes hulle nie wraak neem nie deur presies dieselfde te doen as wat die Jode doen nie, maar aan die ander kant moes hulle ook waak daarteen dat hulle nie stil raak nie, dat hulle nie meer van Jesus praat nie, want dan kan die boodskap van Jesus kan doodgewoon nie uitkom nie. En van die ander kant was van die Hebreërs samelewing was daar geweldige teestand van die Grieke en ook van die Romeine. En teenoor die Grieke en die Romeine moes hulle die boodskap dat daar net een God is. Teenoor die baie gode wat die Romeine gehad en die baie gode van die Grieke, moes hulle daai boodskap vashou. En hulle het hulle werk verloor. Hulle besittings is gekonfiskeer. Hulle is op baie maniere vervolg en soms in die tronk gegooi. Hulle is gemartel, hulle is soms doodgemaak. En eintlik toenemend doodgemaak, soos wat die eerste eeu gevorder het. So, die uitdaging was daar om of sterk op te tree teen die Jode en teen die Grieke en die Romeine, deur wraak te neem, deur dieselfde goed terug te doen aan hulle, of om net stil te raak, om net nie meer verder te praat oor Jesus nie, nie verder teenoor die Romeine te sê, maar daar is net een God nie. En daardeur sou hulle getuienis versand, hulle sou stil geraak het, hulle getuienis sou doodgewoon nêrens gegaan het. En dan moedig Paulus hulle aan en sê nee, julle kan nie ophou nie. En dan bemoedig hulle spesifiek op hierdie manier. Hy sê die vervolging en die verdrukking is eintlik iets om oor bly te wees. En dan sê hy in vers 5, dit is 'n bewys van die regverdige oordeel van God, dat julle waardig geag word vir die koninkryk van God, terwille waarvan julle ook nou ly. So, vervolging en verdrukking is 'n bewys vir jou dat jy op die regte pad is. Dit moet jou aanspoor om daarop te bly. Om nie die afdraaipad van wraak te neem nie, of nie die afdraaipad van wegsteek van jou geloof te neem nie. Maar te bly op hierdie pad van die vrymoedige verkondiging van die evangelie van Jesus Christus, en om gehoorsaam aan die etiese riglyne daarvan te lewe. En dan gaan Paulus voort en sê, vers 6,
Dit is inderdaad vir God reg om diegene wat julle verdruk, en let op wat hier staan, met verdrukking te vergeld, en verligting te gee aan julle, wat saam met ons verdruk word. Hy sal dit doen, God, deur die openbaring van die Here Jesus uit die hemel, saam met sy magtige engele, in 'n vuurvlam, ek het laasweek ook 'n bietjie daar gesels, terwyl hy wraak uitoefen op hulle wat God nie erken, en die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam. En dit raak erger, hulle sal gestraf word met ewige vernietiging, weg van die teenwoordigheid van die Here, en die heerlikheid van sy mag. Dit sal gebeur op daardie dag, wanneer hy kom om deur sy heiliges verheerlik te word, ja, om deur alle gelowiges bewonder te word. So Paulus verwys hier na 2 eienskappe van God, om die Tessalonisense aan te moedig om te volhard, om te bly, om te getuig. Eerste is God se regverdigheid, God wat nie sal toelaat dat die lyding wat ons verduur, ongestraf sal verbygaan. Aan God kom die wraak toe, nie aan ons nie. Die mense wat gelowig is nou laat ly, sal gestraf word aan die einde van die tyd met die ewige verdoemenis. En let op hoe hierdie verdoemenis geteken word. Dis 'n plek, 'n toestand weg uit die teenwoordigheid van die Here. Calvin het daaroor gepraat en gesê, dis 'n onsterflike dood. Eintlik 'n paradoks. 'n Onsterflike, dit wil sê, jy kan nie doodgaan nie, maar dit is 'n dood. Is weg van God, is weg van sy genade, is weg van sy seën. Dit is wat die hel, soos wat Paulus het beskryf, vir die teestander sal inhou aan die einde van die tyd. En die tweede is, God se betroubaarheid, wat nie net sal straf nie, dis maar net een deel daarvan, maar wat ook sal sorg, dat hulle die heerlikheid van God sal kan ingaan, wat sal sorg dat hulle tot daar sal kan volhard, tot daar die pad sal kan voleindig, sodat hulle die ewige lewe in besit kan neem. En daar staan eintlik dat God sal verheerlik word daardeur, mense sal God prys vir die feit dat ons volhard, maar daar staan ook dat God ons sal verheerlik, omdat ons volhard het. So dis daar 2 kante toe, wat daar 'n verheerliking sal wees. En hierdie boodskap is iets wat my ongelooflik gerus stel. Dit bevredig my eie sin vir geregtigheid. Lyding is nie maar toevallig nie. Dis nie maar verniet nie. Pas in God se plan. Is 'n bewys dat jy op die regte pad is. As Paulus later vir Timoteus skryf, dan sê hy, Timoteus, elkeen wat godvrugtig wil lewe, sal vervolg word. Elkeen. Elke gelowige. En dan gee die hoofstuk vir my hoop. Want God sal my waardig maak vir hierdie lewe, waartoe hy my geroep het. En hy sal dit vir jou ook doen. En jy kan staat maak op God se regverdigheid. Jy kan staat maak op sy betroubaarheid. Want dit geld vir my en dit geld vir jou. En 'n mens hoef nie self wraak te neem nie. Jy hoef nie jouself eers daaroor te bekommer nie. Want God sal dit doen. En jy moet net nie verlei word om die afdraaipad te loop nadat jy jou geloof begin wegsteek. Jy moet jou geloof nie vrymoedig leef. God sal getrou bly aan jou tot die einde toe. En dan in die tweede plek praat Paulus oor wetteloosheid. Die versoeking van die verdraaiing van die waarheid. Dit is duidelik dat daar iemand in die gemeente was, miskien was daar meer mense, wat die gelowiges verwar het in Thessalonika, met 'n verkeerde interpretasie van Paulus se boodskap oor die wederkoms, om te sê, die wederkoms het al klaar plaasgevind, al kan julle nou nie vir Jesus sien nie. Hulle het geval vir sy verdraaide interpretasie van die wederkoms, en daarom op 'n afdraaipad beland, of ten minste gevaar geloop om op 'n afdraaipad te beland. Dan sê Paulus daaroor, hy sê 2 vers 1, wat die koms van ons Here Jesus Christus en ons ontmoeting met hom betref, vra ons julle broers om my nie skielik kop te verloor en verontrust te word deur 'n geestesuitspraak. Dis 'n uitspraak van iemand wat sê dit kom van die Gees af, maar dit wyk af van die waarheid, so daai weet mense dat dit kom nie van die Gees af nie. Of 'n woord of 'n brief wat skynbaar van ons af sou kom en waar volgens die dag van die Here reeds aangebreek het. En dan sê hy, laat niemand julle op enige manier op 'n dwaalspoor bring nie. Kyk, nie alles wat mense sê van die Gees afkom, kom van God af. Nie eenvoudige toets wat 'n mens kan aanlê om te weet of iets van die Gees is of nie is nie, is
om dit aan sy geskrewe woord te toets. Want die Gees sit agter die woord van God wat jy in jou hand, aan jou hand hou. So as 'n lering nie in die Bybel voorkom nie, of dit fundamenteel daarvan verskil, dan is dit nie van God af nie. Dan is die lering nie bedoel om jou aan God vas te knoop nie bedoel om jou te laat volhard op die pad wat hy vir jou gegee het nie, maar is bedoel om jou op 'n afdraaipad te laat gaan. Want wat God eenmaal openbaar het, is vir altyd so. Maar God kan nie lieg nie. Hy is die waarheid. En daarom wat hy sê, is altyd die waarheid. En bly altyd die waarheid. Tot aan die einde van die tyd. Daarom sê Jesus ook op 'n punt, nie 'n jota of 'n titel van die wet sal verbygaan, totdat dit alles vervul is. Tot die einde van die tyd sal dit so wees. En die skrif kan nie gebreek word nie. So, die skrif is die maatstaf vir elke lering wat jy hoor. Ook, sê Paulus hier, is dit die maatstaf vir wat die mense daar in Thessalonika verkondig het, wat nie strook met wat Paulus vir hulle gegee het. Maar Paulus is baie bewus daarvan dat dit 'n baie groot versoeking is. En daarom gaan hy voort om oor die wettelose en die wetteloosheid te praat. Nou moet jy kop hou, want is nogal 'n ingewikkelde stukkie hierdie. Sê hy, want hierdie dinge, dis nou die wederkoms, kan nie gebeur voordat die afvalligheid eers plaasgevind het en die wettelose mens geopenbaar is. Wie is hy? Hy is die seun van die verderf, die een wat teestand bied, en hom verhef oor alles wat God of voorwerp van aanbidding genoem word. En dan anker het so half van die geskiedenis, miskien met Titus, een van die keisers, wat in 7 na Christus die tempel onheilig het. Hy sê, hy gaan selfs so ver om in die tempel te gaan sit en hom as God voor te doen. Onthou julle nie, dat ek herhaaldelik met julle oor hierdie dinge gepraat het, toe ek nog by julle was. So die wettelose is aan die een kant waarskynlik verwysing na 'n historiese gebeurtenis. Dis die mens wat, dis die keiser Titus wat in 70 na Christus Jerusalem ingeneem het en wat die tempel verwoes het en wat die tempel ontheilig het. Dis ook hy na wie Jesus waarskynlik verwys as hy praat oor die antichrist wat kom. Maar mense kan agterkom hier dat dit nie net gaan oor 'n historiese figuur nie. Dit gaan ook oor iets wat in deur die loop van die geskiedenis, want Johannes sê op 'n punt dat daar verskillende antichriste is, maar dan ook aan die einde van die tyd, net voordat die wederkoms kom en net voordat die nuwe bestel in werking kom, dat daar so 'n persoon kom, die wettelose mens, wat eintlik op die antichrist dui. Maar hoe die mense kan uitken, wat as antichriste, of dan as die antichrist optree, die wettelose een, is dat hulle 'n verstaansraamwerk op die tafel sit, 'n ideologie, wat die voorskrifte van God in die Bybel verander. Nou dit kan 'n ekonomiese ideologie wees, soos die sosialisme, of die marxisme, of die kapitalisme. Want een van die sisteme is Bybelse sisteme nie. En hou jy miskien van een van hulle meer as van 'n ander een, is dit nie iets wat uit die Bybel uit afgelei word. En elkeen van daai sisteme laat jou keuses maak wat jou in konflik bring met die Bybelse waarhede. Natuurlik sou mense kon redeneer dat die een beter is as die ander, en jy mag jou eie keuses daar rondom maak. Maar almal van hulle probleme, dink maar net aan die verlies van individualiteit in die marxisme, of die feit dat reëls gemaak word om die ongebreidelde kapitalisme, om dit te beperk, om byvoorbeeld monopolie te voorkom. Dit kan ook politieke ideologieë wees, soos die sekularisme of die kommunisme. Ons leef in 'n sekulêre staat, waarvan die ideologie is om neutraal te wees teenoor godsdiens. Die effek daarvan is dat die staat en sy organe geloof tot die private sfeer beperk, en jou as ware verhoed om in die publieke terrein met die samelewing te gesels oor jou geloof. In die oomblik as jy in die publieke terrein kom met jou eie geloof en jy daarvan getuienis aflewer, kan jy in die moeilikheid kom. Soos wat ons hoofregter Mogeng nou onlangs in die moeilikheid gekom het, omdat hy in die openbaar gesê het, ek bid vir Israel. En hy word nou aangekla deur 'n Palestynse organisasie, want hulle reken hy mag nie sy private geloof publiek maak nie. Dis 'n dilemma. Sekularisme het die waan dat almal gelyk kan hanteer word, en dat nie een voorkeur bo die ander gaan hê nie, maar dit beteken dat jy gekortwiek word om jou eie geloof te kan bely.
om 'n getuienis te kan lewer op 'n publieke terrein. Praat nie van 'n kerk nie, praat nie van 'n samekoms, ek praat van om dit in die publiek te doen. En daarom is dit 'n ideologie wat eintlik met wetteloosheid te maak het. En ek gaan nou verduidelik wat ek daarmee bedoel. Dit kan ook 'n kulturele of 'n filosofiese ideologie wees. Of enige sosiale raamwerk wat die Bybelse openbaring in twyfel trek. En jy kan self die nuusberigte lees op die oomblik oor die verskillende dinge wat aandag trek in die wêreld, ook nou in sport. En die basiese vertrekpunte van al die bewegings moet jy beoordeel aan die Bybel. En waar dit nie jou geloof bevestig nie, waar dit nie in ooreenstemming is met die Bybel nie, is dit 'n ideologie wat 'n afdraaipad vir jou kan raak. En ons moet dit mooi verstaan. As ek praat van wetteloosheid, en die Bybel hier praat van wetteloosheid, beteken dit nie dat daar nie reëls is nie. Trouwens, daar's gewoonlik baie streng reëls van wat jy mag sê, en wat jy mag dink en wat jy mag doen. En mense word op grond daarvan vrygespreek of vervolg. Dit kan 'n mens duidelik sien in hoe die media daaroor berig en hoe verskillende organisasies spesifieke ideologieë bevorder of beveg. Maar dis reëls wat kom uit die filosofie of die wetenskap of uit die samelewing of uit die kultuur of uit die sekulêre samelewing spesifiek. En die toets wat jy moet aanlê is dit die wêreld wat die Bybel voorskryf? Is dit gebaseer op die beginsels wat die Bybel voorskryf? Of is dit beginsels wat op 'n ander plek verwoord word? Is dit volgens die wysheid van God in die woord? Of is dit volgens die wysheid van hierdie wêreld? En die pynlike waarheid is dat enige ideologie 'n afdraaipad kan wees. Dit is wetteloosheid. Bedoelende nie dat dit nie wette het nie, maar dis nie die wette van God nie. Ons is kinders van 'n ander koninkryk. Ons is nie kinders van 'n aardse koninkryk. Ons is nie kinders van 'n aardse ideologie nie. Ons word gevorm en ons word begrond en ons word bevestig deur dit wat die Bybel vir ons van Christus en van God en van die Gees sê. Nou gaan Paulus voort om te sê, vers 6, en nou weet julle wat dit is wat hom terughou om op sy eie tyd geopenbaar te word. Baie interessant. Baie mense het al daaroor gewonder. Want die wetteloosheid is reeds in die geheim aan die werk. Maar net totdat wie hom nou nog terughou uit die weg geruim is. Nou, my interpretasie daarvan, na's baie geskrywe hieroor, is dat hier gepraat word van 'n terughoudende krag wat ek verbind met die evangelie. Die verkondiging van die evangelie, die getuienis wat kinders van die Here deur die eeue lewe. Goeie nuus van Christus, die goeie nuus van die koninkryk van God wat gevestig word op die oomblik. So elkeen wat kies vir die Bybelse waardes, wat kies om die geloof van Christus te versprei in hierdie wêreld, wat kies om die Bybel na te volg in gedrag en gedagtes, dryf die wetteloosheid en die wettelose terug. En dit is waarom ons vervolg word en verdruk word. Want dit is 'n geloofstryd. En jy kan nie neutraal staan teenoor God en die evangelie nie. Geloof is nie bedoel net vir die private sfeer van jou binnekamer of van 'n klein groep of van 'n erediens nie. Geloof is bedoel om soos 'n stad op 'n berg te wees, so wat Jesus dit in die bergrede vir ons beskryf. Maar Paulus sê hier, daar gaan 'n tyd kom waar die evangelie sy doel bereik het en die wettelose en die wetteloosheid sal toegelaat word om heeltemal oor te neem. Maar sê hy, dit sal net 'n oënskynlike en ook tydelike oorwinning wees. Want nou sê hy in vers 8, en dan sal die wettelose mens geopenbaar word. Dis nou aan die einde van die tyd. Die een vir wie die Here Jesus deur die asem van sy mond sal uitwis. Ja, hy sal hom deur die glans van sy teenwoordigheid vernietig. Deur die werking van Satan sal die koms van die wettelose mens gepaard gaan met geweldige magsvertoon, allerlei tekens, vals wonders, en met elke vorm van bose misleiding, vir wie? Vir hulle wat verlore gaan, omdat hulle nie die liefde vir die waarheid aanvaar het, om verlos te kan word nie. En daarom laat God die krag van dwaling oor hulle kom, iets waar hy in Romeine 1 verder sal oor uitbrei, sodat hulle die leuen sal glo, en sodat almal wat nie die waarheid glo nie, maar behaaf vind in die ongeregtigheid, veroordeel kan word. So, Paulus sê die toename in wetteloosheid
moet ons nie so seer ontstel nie, maar dit moet ons bewus maak van twee goed. Die eerste is, daar sal 'n einde kom in alles. Jesus sal die wettelose een met die asem van sy mond uitwis. Die glans van sy teenwoordigheid sal hy hom vernietig. Dis onder andere waarom ons die wraak moet neem, en wat ons 'n plek hou vir die wraak wat Jesus self sal uitdeel op hierdie aarde. En twee, ons moet volhard in die waarheid. Ons moet die waarheid lief hê. Ons moet daarin volhard. Ons moet dit teenoor elke ideologie moet ons dit vashou. Teenoor elke misleiding. Teenoor elke wêreldse wysheid wat ons in die realiteit aan Jesus en aan die skrif probeer verswak. Want dit is net die waarheid van Jesus Christus wat deur die Gees hierdie geskrewe woord wat hy vir ons gegee het, om daardeur vir ons te red. Anders sal ons die krag van die dwaling ervaar. Sal ons later die waarheid van die leuen nie meer kan onderskei. Let op dat dit iets is wat God doen in mense se lewens wat kies teen die waarheid. Dis hy wat die krag van die dwaling laat kom op die mense wat die waarheid nie liefhet nie. Soos Paulus in Romeine 1 later sal skrywe, dat God die mense oorgee aan immoraliteit. Hy gee hulle oor aan skandelike seksuele begeertes. Hy gee hulle oor aan talle korrupte begeertes. Omdat hulle hom nie erken nie. En omdat hulle hom nie wil dien, soos hy in sy woord vir ons voorgeskryf het. Dit is natuurlik 'n geweldige, kragtige gedeelte. En is natuurlik om benoud te raak hieroor. Veral as mens kyk hoe daar misleiding in die wêreld net op 'n ongelooflike manier toeneem. Ek sien die week in 'n berig oor 'n beweging in Amerika wat sê die vergelyking 2 + 2 is 4 is 'n koloniale begrip. So jy wiskunde doen op die basis van 2 + 2 is 4, dan is jy besig om die koloniale erfenis te bevestig. Interessant is dat dit eintlik van die Arabiere afkom, daai getalle sisteem. Dis nie 'n westerse of koloniale sisteem nie. Maar die punt is net, as jy bly by die waardes van die getalle sisteem wat ons het, sê die beweging, dan is jy besig om die kolonialisme te bevestig. En jy's either in of uit op grond van of jy dit aanvaar of nie aanvaar nie. Dis hoe ver 'n ideologie jou kan dryf. Maar Paulus wil jou nie benoud laat voel nie. Hy waarsku ja, wat dieper is dit wil hy jou laat vasgryp aan die belofte van die wederkoms. Want dit is vir jou bedoel. Jesus kom weer en hy sal ons met hom verenig, na hy die wetteloosheid uit die weg uitgeruim het. En tot dan moet jy en ek stry vir die waarheid. Die waarheid lief hê, die waarheid verkondig. Selfs al word ons vervolg, selfs al word ons daarvoor verdruk, selfs al sien ons die wetteloosheid toeneem. Dat beteken ook dat ek en jy moet waak teen wetteloosheid in ons eie lewe. Ons kan nie 'n norm vir onsself raak, dat ons besluit wat is reg en verkeerd vir onsself. Let hulle vir ander mense leer om te dink soos wat ons dink. Die voorreg om te sê hoe dinge moet wees, behoort net aan God. En deur sy woord en deur sy gees wat daai woord in ons lewe aan die gang sit, moet ons vas bly staan, volhard in die geloof, totdat ons eendag hierdie wonderlike verskyning van Jesus sal belewe en saam met hom in sy koninkryk sal ingaan. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U is God. U het die waarheid. U het dit vir ons gegee in Jesus, in die skrif, en deur die Gees bring U daai waarheid elke dag, soos wat ons na U woord luister, binne in ons lewens in. Nie net dat ons intellektueel dit verstaan nie, maar dat ons regtig in ons wese dit kan uitvoer, gehoorsaam kan raak daaraan. En ons bid vir 'n groot golf van gehoorsaamheid aan die woord, in ons gemeente, by alle gelowiges reg oor hierdie wêreld. En bid ons dat op baie maniere U woord nog gehoor sal word, totdat die tyd aankom, dat die einde moet begin. En ons dan ook in U sal staande bly, so is ons versoek en ons gebed, maar ons bid dan ook dat die einde sal kom, Here, en dat U alles nuut sal maak, en ons saam met U
in daai nuwe hemel en nuwe aarde sal kan ingaan. Ons bid vir almal in ons gemeente wat siek is en wat swaar kry. Ons bid vir mense wat hulle werk verloor het, wat sukkel om rond te kom. Ons wil ook uitreik na hulle. Here, en ons bid dat ons as 'n geloofsgemeenskap regtig sal omgee. Ook aan hulle wat regtig minder bevoorreg in die stad is met kos en klere. Bid dat U vir ons daarin sal ondersteun en dit nog groter sal maak, die uitreik wat ons het. En bid ons dat U op besondere maniere uitkomste sal gee vir mense. Veral vir ons jong mense wat kyk na die toekoms en wonder, waar gaan daar 'n plekkie vir my in die son wees? Waar gaan ek 'n werk kry? Waar gaan ek bly? Hoe gaan my lewe ontwikkel, veral in hierdie inperking? En ek bid, Here, dat U uitkomste gee, visies gee, maniere gee waarop 'n lewe kan ontwikkel, nuwe moontlikhede sal oopmaak, ook in hierdie tyd van inperking. Bid ons in die naam van Jesus. Amen. Jy kan nou jou dankoffer gee met SnapScan. Jy kan ook die EFT besonderhede van ons bankrekening gebruik. Ek laat alles nou op die skerm verskyn. Gerrit en Sonja deel nou vir ons wat op die oomblik in hulle bediening in Nederland gebeur. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. In die begin van Julie was ons in die noorde van Frankryk saam met Turksprekende OM-kollegas wat saamwerk aan die nuwe projek, die Turkse Christelike Apologetiese Sentrum. En die fondasie is gelê en die doel is om deur YouTube die evangelie bekend te maak onder Turke in Europa. En ons kollega Denise uit Londen is besig met 'n fietstoer van Londen na Stockholm 2000 km om gebed en geld in te samel vir hierdie projek. Ons het die afgelope week 'n hittegolf hier en dit veroorsaak onrustigheid op al die speeltuine in ons omgewing. So ons as gemeente het besluit dat ons elke donderdag mooi aktiwiteite gaan aanbied vir kinders. Bid vir ons dat dit 'n geseënde middag sal wees met die kinders en dat ons goeie gesprekke sal hê met ouers. Gisterand moes die polisie ingryp omdat daar soveel brandkrane oopgemaak is en kinders die omgewing verniel het. So bid ook vir vrede in ons woonbuurt. Bid asseblief vir ons Turkse bediening hier in Den Haag. Ongelukkig het ons Amerikaanse kollegas besluit om aan te sluit by die Turkse kerkplant in Rotterdam, wat beteken dat ons op 'n nuwe manier verder moet gaan en natuurlik het ons dopeling van Februarie waarmee ons baie graag saamwerk en ons wil hom help en disipel om in sy eie netwerk mense te bereik, sy familie, sy omgewing en vir ons verwysheid hoe om hom te help maar ook verder te gaan met hierdie bediening. Ek het intussen begin om COVID-19 debriefs aan te bied vir vorige deelnemers van my verhaal. En so 2 of 3 kom op 'n keer by die Hawekerk in my werkskamer bymekaar en dan kyk ons na die positiewe en die negatiewe dinge wat gebeur het in die lockdown tyd en wat mense moeilik vind en wat na bo kom as hulle dit verwerk. So bid ook vir my vir oop deure miskien in die gemeenskap om dit ook by community centers of skole aan te bied vir nuwe mense na die skoolvakansie. Verlede week het ons die voorreg gehad om 6 tieners hier in huis te hê saam met Elisa wat 10 Street in Rotterdam op 'n kleinskalige formaat gevolg het. Dit was 'n groot seën vir hulle. Hierdie week sit Matteo en Elisa pal agter die rekenaar, al is dit so warm, want hulle is deel van MTO wat internasionaal aangebied word virtueel. En Matteo se coach en Elisa neem deel, so bid ook vir hulle asseblief. Ons groet julle vanuit 'n warm Den Haag. En ons sê vir julle baie dankie vir julle gebede, liefde en ondersteuning. Where you go, I'll go. Where you... Dis Bybelgenootskap se groot 200ste verjaardag vandag. Die virtuele feeskonsert is vandag onder leiding van Richard Kok. Gaan iets baie besonders wees. En ek gee 4 skakels op die web. Die een is na YouTube en die ander na Facebook waar julle lewendig gaan kyk. En dan die derde skakel daar is vir die virtuele stap wat Bybelgenootskap reël. En dan die vierde skakel is na boodskap van Ben Fourie, wat so 'n bietjie vertel van die geskiedenis van die 200 jaar, beide die geskiedenis en dan ook die hoogtepunte. En jy is welkom om dit vandag te kyk. Kom ons sluit af met die lied wat sing van ons hoop. Heer, ons dink aan Afrika.
ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met elkeen van julle. En die gemeente sê, Amen.